Hallo julle, Jaap hier so. Ek wil 'n bietjie praat oor die tydlyn. Ietsie aangedink toe ek lees so Tychonius se inligting of sy boek. Nou van sy boeke is hy meer verkrygbaar nie, of hulle steek dit weg in die Vatikaanse tunnels. Ja, onder die Vatikaan. Maar in elk geval, hy het jy sal genoem, het ek baie interessant gevat het, en het het iets by my opgekom, wat ek wel 'n bietjie oor praat vandag. Ek dink ek het al 'n bietjie hieroor gepraat voorheen, oor hoeveel tyd is oor. Hoeveel tyd is oor vir ons in hierdie kort seisoen van misleiding, want niemand regtig praat daaroor nie, of niemand weet regtig waarna om te kyk. Mense hoor almal sê, ja, die kort seisoen, hoe lank is die kort seisoen, hoe lank is die seisoen? Maar hulle gaan doen nie 'n regtige studie oor, kan mens dit naaste by uitwerk nie? Nou, ek wil vir julle voorbeelde gee van hoe mens moontlik kan bepaal die maksimum tyd wat die kortseisoen kan wees, en dan die moontlik, jy kan seker maar sê minimum tyd, maar dit kan nog korter as dit ook wees. Ek dink dit is afhangende van Lucifer, hoe vinnig die inligting uitgaan, of die waarheid versprei wêreldwyd, en dan Lucifer moet ons natuurlik sy dinge doen, voordat almal nou weet dat hy lieg vir hulle, oor hoe die aarde lyk, of waar ons is op die tydlyn. Baie mense begin besef dat ons is nie op die tydlyn waar die kerke vir ons sê ons is nie. En ongelukkig van die mense wat uit die kerke uitgaan, hou maar nog steeds vas aan daardie teachings van daardie kerke. Wat help dit nou? Wat help dit jy gaan uit die kerk uit, maar jy preek nog steeds hulle leringe? As jy basically maar net nog 'n deel van daardie kerk. Jy is maar nooit nog 'n arm van die kerk. Jy moet mos nou na die waarheid preek. Jy kan mos nie nou aangaan en sê, die aarde is 'n spinnende bal soos jou kerk vir jou gepreek het nie. Of ons is nou in die groot verdrukking, of dit begin nou, en daar's 'n wegrap en al hierdie goed, soos die kerk vir jou geleer het, en dan gaan jy net aan met dit. Jy moet mos nou gaan kyk, wat is dan nou die waarheid? En dit preek. Nie wat jou kerk gepreek het nie. Anders help dit nie, jy het jou kerk gelos nie. Maar kom ons gaan aan, want daar is wat mense wat voorstanders is in ons volk van die waarheid, en wat probeer die waarheid preek, maar hulle hou tog steeds nog vas aan sekere idees van die kerke. Soos die tydlyn byvoorbeeld, hulle klou daaraan vas soos 'n neet. Hulle wil preek van die gebooie wat jy moet onderhou en so aan, maar hulle klou nog steeds vas aan daardie kerk se teachings, se leringe oor die tydlyn, oor die wegraping en al daardie nonsens. En dan kry jy ook van hulle wat dan nog vasklou aan die spinnende bal, wat die kerk hulle geleer het, en wat NASA hulle geleer het. Maar as jy in die Bybel gaan kyk, dan is dit presies die teenoorgestelde, dan is die aarde plat, hy staan stil, hy is onder 'n koepel, ensovoorts. So dan moet hulle mos nou maar besluit, gaan hulle begin die waarheid preek, of gaan hulle maar net aanhou preek wat die kerk vir hulle gepreek het. En kom ons kyk gou, ons tydlyn. Joshua was gebore 5500 jaar na Adam. Nou ek het in vorige video's vir julle gewys wie almal het dit gesê. Soos Josephus het dit gesê, daar is Afrikaners, ou genaamd Afrikaners wat dit gesê het. Hulle het natuurlik die oorspronklike manuskripte van hulle tyd gebruik om dit te bepaal. Daar is 'n paar ander wat dit ook so uitgewerk het. Jy lees dit in die boek van Adam en Eva. Daarin word 'n klomp keer gesê dat Joshua sê vir Adam dat hy gaan kom 5500 jaar na Adam. So daar is wat inligting daaroor dat dit so is. So die mense van die disippels se tyd het geweet wanneer moet die Messias kom, en hulle het hom verwag. En dis hoekom toe Joshua nou sy verskyning maak, toe weet hulle, dis een van die redes hoekom hulle geweet dat hy is die Messias. Want hy was gebore die tyd wat hy gebore moes word. Nou Joshua was gebore 5500 jaar na Adam. Nou as jy van die Masoretiese teks van julle Bybels gebruik, gaan jy nie by die regte datums uitkom in elk geval nie. Jy moet die Septuagint, die Griekse vertalings van die Ou Testament gebruik, want hy is meer akkuraat, en dan kan moontlik uitkom by jou 5500 jaar. Of baie nader aan dit. Dit gee ons 500 jaar voor die begin van die 1000 jaar vrederyk. Sien my tydlyn video's. Nou ek het wat tydlyn video's oor die Millennial Kingdom, 1000 jaar vrederyk. Julle moet dit maar studeerwerk, daar's behoorlike video's, maar in plaas van die begin daarvan, 500 CE, het dit eerder rondom 76 begin. Nou die Bybel self sê dat Joshua gaan die tyd verkort, en dit het verkort, baie actually.
En die rede daarvoor is, glo ek, en ek noem dit hierso, die Bybel sê dat die tyd verkort sal word via die gelowiges se redding, maar meer as dit, omdat Jehoshua die ongelowiges nog 'n kans beloof het na die 1000 jaar vrederyk. Mense, soos jy lees in 1 Petrus 3 vers 18 tot 21 kan jy maar gaan lees, daar praat hy van Jehoshua het gaan preek vir die ongelowiges in die doderyk, met sy dood. Het hy gaan preek vir hulle. Nou wat het hy vir hulle gaan sê? Hulle is dan klaar dood en hulle was ongelowig. Dan is hulle mos verlore. Hy het vir hulle gaan sê, hulle gaan nog 'n kans kry na die 1000-jarige vrederyk. Net soos wat ons lees in Openbaring 20, daar sê dit dat die wat geleef het voor die 1000-jarige vrederyk gaan weer 'n kans kry na die 1000-jarige vrederyk. Dis die kortseisoen van misleiding. Dis die enigste rede hoekom daar 'n kortseisoen van misleiding is. Dis as gevolg van die belofte wat Joshua gemaak het aan die ongelowiges in die doderyk, dat hulle gaan nog een kans kry. As gevolg van sy genade, kry hulle nog 'n kans en die meeste mense, of miskien almal, wat vandag leef, is mense wat 'n tweede kans kry. Julle almal, ons almal, is moontlik van daardie siele wat geleef het voor die 1000-jarige vrederyk wat nou weer 'n kans kry. So jy beter reg kies hierdie keer. Dan sê hulle mense, Hebreërs 9 vers 27 sê, almal is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Ja, Joshua het geoordeel en sy oordeel was dat die mense nog een kans gaan kry. Dis wat dit is. En dis alrede hoekom daar 'n kort seisoen van misleiding is. Anders sou die 1000-jarige vrederyk net aangehou het. Dan sou daar die 1000 jaar plaasgevind het en dan het dit maar net inbeweeg in die Sabbatjaar, 1000 jaar van Jahua wat eintlik vir ewig aanhou. Want Jahua se Sabbat hou vir ewig eintlik aan daarna. Dan is daar 'n nuwe hemel en aarde en al daardie lekker dingetjies. Maar dit het nie so gewerk nie. Daar is 'n kort seisoen ingesit as gevolg van die ongelowiges wat nog 'n kans moet kry na die 1000-jarige vrederyk. Dis al hoekom daar so iets is. So wat het gebeur? Joshua het die tyd verkort, of Jahua het, en dis hoekom Joshua se, volgens wat ons lees in Daniël, veral, dat dit het begin tydens die regeringskap van die klein horingkie, wat blasphemies gespreek het, en dit is, soos ek vir julle gewys het, is Titus Vespasian, die Romeinse leier. Sy pa, Flavius Vespasian, en net na hom was Titus Vespasian daarso, en hy het regeer tydens hierdie 76 na Christus, in elk geval. Omdat Joshua die ongelowiges nog 'n kans beloof het, na die 1000 jaar vrederyk, is die tyd verkort sodat die 6999 jaar merk nie oorskry sou word nie. Dis nog 'n rede hoekom die tyd verkort was, sodat daardie 6999 jaar nie oorskry gaan word nie. Sodat die 7000ste jaar is die begin van Jahua se Sabbat. So daardie tyd moet nie oorskry word nie. Maar die bestaan van die aarde en mensdom op hierdie aarde is 6999 jaar. Dan gaan ons mos in die Sabbat van Jahua in. Net soos wat hy gerus het op die 7de dag. So dit beteken, ons het 6999 jaar op hierdie aarde maksimum. So alles moet vervul word en afspeel binne hierdie tyd. So as jy vat, Joshua was 5500 jaar gebore na Adam, plus 76 jaar toe die 1000-jarige vrederyk sou begin het, of rondom daardie tyd, mense ken nie die presisie datum nie, maar daar is sekere dinge wat lyk of dit 76 na Christus was. So dit gee 5576, so 5576 plus die 1000 jaar vrederyk is 6576. Die telling vanaf Messias is 76 na Christus, begin 1000 jaar vrederyk. 1076 eindig 1000 jaar vrederyk. So jy het jou, hulle het mos begin tel weer van Joshua se geboorte af. En dis waar ek kry hierdie 76 na Christus, toe begin rondom daai tyd, die 1000 jaar vrederyk, dan het jy 1076 na Christus, wanneer dit klaar is. Nou daar 700 jaar is bygesit deur Satan om mense te mislei op ons tydlyn. Hulle het die geskiedenisboeke verander, dit help jy gaan lees geskiedenisboeke in die mense. Hulle het dit ingepas by wat hulle wil hê jy moet glo. So, jy kan nie hulle datums gaan kyk in elk geval nie, want dit is heeltemal onakkuraat. Maar mense soos Anatoly Fomenko, hierdie ou is seker een van die slimste mense op aarde, maar ek weet nie hoeveel grade het hy in my vaderland, hierdie ou is verskriklik slim. Gaan lees 'n bietjie op oor hierdie ou, hy's van Rusland, mathematician,
Maar hy's baie meer as dit. And the new chronology, hy het so 'n hele reeks, dus encyclopedie, dik boeke, groot boeke, ek dink daar's 9 of so iets, of 12, baie, waarin hy behandel in detail die bewyse dat hulle tyd bygesit op ons tydlyn. Dan het jy ook 'n Gunnar Heinsen argeologie, hy gebruik argeologie weer, nou ek dink Anatoly Fomenko verwys ook na die argeologie, maar hoe die Gunnar Heinsen, hy verwys nou spesifiek na argeologie wat bewys dat hulle ten minste 700 jaar bygesit by ons tydlyn. So daar is bewyse mense dat hulle tyd bygesit. So sê maar 1076, toe is die 1000 jaar Frederik verby. Dit gee ons 1776 vir Satan se vrylating. Nou, hierdie datum spesifiek kom voor in ons wêreld, op 'n sekere standbeeld in Amerika in New York. Datum van standbeeld van vryheid, the Statue of Liberty, is daardie man-vrou hybrid, daardie man-vrou standbeeld wat Lucifer verteenwoordig, hou 'n tablet in die arm vas met die datum 4 Julie 1776. Nou aan die voete daarso van daardie standbeeld is daar kettinge wat afgebreek is. Dis 'n verwysing na Lucifer se vrylating, mense. Dis hoekom hy het op sy kop, daardie strale wat hy sy kop uitskyn, wat Lucifer beteken, the shining one. Hy het die fakkel in sy hand, the shining one, dis Lucifer. Dit is 'n verwysing na sy vrylating. Die dag van Satan se vrylating. So 1776 minus 2025 is 249 jaar kort seisoen sover. So 249 jaar is hierdie kort seisoen van misleiding sover. En as jy dit nou wil gaan vat, en wat die datum nou eintlik is dit 1076 plus 249. Dan gee dit vir jou, waar ons nou eintlik is, 2925 nie, né? En dan hierso van Tychonius, wat hy hier gesê het, wat my laat dink het, begin dink het aan hierdie ander goed. Hy praat hierso, Tychonius begins his treatment with a consideration of Genesis 15 verse 13, Exodus 12 verse 40. According to the former, Israel would be in Egypt for 400 years, according to the latter, for 430 years. Is scripture in contradiction? Not at all, says Tychonius, because if we subtract 80 years Israel had under Joseph from the 430 years of Exodus 12:40, we arrive at 350 years. To the modern reader, this may not seem to contribute much towards solving the problem. Well, in elk geval, dis 'n excerpt van sy boek, of sy boek se inligting is nogal moeilik om in die hande te kry. Maar hy het nie spesifiek verwys na die konsessie van misleiding nie, hy het na iets anders verwys. Hy het volgens hulle nou, waar hy gewys het, wanneer begin die 1000 jaar Frederik. Maar in elk geval, wat hy gesê het my net begin laat dink aan die tydlyn, en aan 'n sekere vers in die Bybel. Hierdie idee van Tychonius het my laat dink aan Prediker 1 vers 9, wat gewees het, dit sal daar weer wees, en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks niets onder die son nie. Soos met die eerste Exodus is daar weer 'n tweede Exodus. Kyk my Exodus reeks op Rabbit Hole Israel kanaal. Mense, ek het daar wippe video's van al die profete in die Bybel wat ek deurgewerk het, en al die verse vir julle gewys het wat praat oor die tweede Exodus, wat daar is duisende verse. So het my baie lank gevat om daardie reeks laat te maak. Maar in elk geval, as julle wil nou gaan kyk na versverwysings van verskillende profete in die Bybel, gaan kyk daar, dat alles praat van die tweede Exodus. Dit is die grootste gebeurtenis in die Bybel. Die tweede Exodus is die grootste gebeurtenis in die Bybel, waarvan gepraat word. Dit lyk of dit die grootste gebeurtenis vir Joua is, want dit word die meeste van gepraat. Soos met die eerste Exodus is daar weer 'n tweede Exodus. Kyk my Exodus reeks op Rabbit Hole Israel kanaal, omdat ons soos Israel in Egipte weer in 'n Egipte verkeer, wat vandag die sataniese wêreldsisteem verteenwoordig. Natuurlik hierdie sisteem, die groepe wat saamwerk met Lucifer van die begin af, was die vrye messelaars en natuurlik die Jode. Daardie twee groepe werk hand aan hand met Lucifer, en hulle beheer al die hoofinstansies, en hulle beheer basically maar die wêreld. Lucifer doen sy wil deur hierdie groepe mense wêreldwyd. Dis wat aan die gang is vandag. En ons werk as slawe in hierdie sisteem. En soos die tweede Exodus nader kom, begin Satan die lewe moeiliker en moeiliker maak vir wit
wit Israel wêreldwyd deur diskriminasie, diefstal, wat taks is, onderdrukking en pyniging. Ja, so dinge is besig om te versleg vir die wit Israel nasies wêreldwyd. Ons kan dit sien. Ons kan sien ons nou die wette en alles wat hulle inbring en hoe hulle soos hulle hier in Engeland double tier policing, wat hulle die ander kleuriges laat gaan as hulle iets doen, maar die wit is gooi hulle in die tronk as hulle net iets verkeerd sê. So is heeltemal teen die wit mense. En ons weet mos nou hoekom, die wit mense is Israel, maar ek weet hoekom, want ek weet waar ons is op die tydlyn. Ek weet wat moet volgende gebeur. As jy weet wat volgende moet gebeur, kan jy verstaan hoekom hulle hierdie dinge doen. Dan kan jy verstaan, dit is die tweede Exodus wat op pad is. So, dit beteken dat soos met die eerste Exodus, toe Israel 350 jaar as slawe verkeer het, so het ons ook nou 350 jaar maksimum vir hierdie kort seisoen van misleiding. En mense, hierdie paradjiese water wat nou warmer en warmer word vir Israel wêreldwyd, dit wys jou al reeds waar ons is op die tydlyn in hierdie kort seisoen, met die tweede Exodus. Dinge het moeiliker en moeiliker vir Israel gegaan in Egipte, toe Moses daar aangekom het en gesê het, hy moet Israel laat gaan. Toe het Farao begin sê, die mense moet harder werk en harder werk en harder werk, presies dieselfde. Dis waar ons is, mense, ons is by daardie punt waar hierdie wêreldorganisasies en wêreldleiers en almal weet en Lucifer weet, dis waar ons is, hy begin dit moeiliker maak vir Israel, want Jahwe wil hê, hulle moet vrygelaat word met die tweede Exodus, hulle moet met mekaar kom in Suid-Afrika. Dis waar ons is. Ons is baie ver op hierdie tydlyn, mense, baie ver in hierdie kort seisoen. Ja, ek sal nou vir julle wys waar ek dink ons, hoeveel jaar ons eintlik oor het, volgens wat ons sien in die wêreld nou aangaan. Dit beteken dat soos met die eerste Exodus, toe Israel 350 jaar as slawe verkeer het, so het ons ook nou 350 jaar maksimum vir hierdie kort seisoen van misleiding. Soos al reeds aangedui hierbo is ons nou al 249 jaar in die kort seisoen van misleiding. Vir die voltooiing van 6999 jaar beteken die kort seisoen is maksimum 423 jaar. 423 minus 249 is 174 jaar oor. Israel se slawernyperiode was 430 minus 80 is 350 jaar oor volgens Exodus 12 vers 40 of 400 minus 80 is 320 jaar oor volgens Genesis 15 vers 13. So 350 minus 249 is 101 jaar oor. 320 minus 249 is 71 jaar oor. So daar's 3 tye wat hierdie kortseisoen nog kan aangaan, 174 jaar, 101 jaar of 71 jaar. Nou die 174 is die maksimum, so dit kan nie, volgens wat ek nou sien, kan dit nie daar verby gaan nie. Maar dit kan natuurlik, dit hoef nie 71 jaar eers te wees of 101 jaar nie, dit kan baie korter ook wees en ons kan sien, dit gaan korter volgens wat aangaan in die wêreld. Maar ons kan kyk na die tye en wat om ons gebeur, om te bepaal watter getal is meer akkuraat of nader aan die waarheid. Openbaring 20 vers 9. En hy sal uitgaan om die nasie te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en Magog, om hulle te versamel vir die oorlog en hulle getal is soos die sand van die see. Nou om hierdie vers te verstaan, moet jy kyk na die wêreld wat aangaan. Gog van Magog is soos op die ou kaarte en ons weet dit is in Asië, dit is waar Rusland nou is. Rusland is Gog en Magog. Hy en sy alliansies, hulle gaan die wêreld aanval, hulle gaan wit Israel aanval wêreldwyd, dit is Europa. Dus ek gaan dit nou hier so lees vir julle in elk geval. Maar Lucifer gebruik Rusland om hierdie dinge te begin, om dit te doen, die derde wêreldoorlog in te bring, om hierdie Israel nasies aan te val, wêreldwyd. So, dis waar ons nou is, en dis wat besig is om te gebeur. Hierdie vers is nou besig om te vervul. Satan gebruik Rusland en sy alliansies om die ander Israel lande aan te val. Dit is wel nou by Oekraïne, maar dit gaan binnekort oorspoel na Europa toe, Australië, Nieu-Seeland toe, Engeland toe, Canada toe en laastens Amerika toe. Ja, Amerika gaan heel laaste aangeval word. Tydens die derde wêreldoorlog sal Israel uitverkorendes Suid-Afrika toe vlug wanneer oorlog na hulle lande toe kom. Net soos ons lees in Esegiel 38 mense, dit staan net so daar, dat soos wat oorlog daar kom, het hulle uit hulle lande gevlug. Hierdie Exodus kan selfs 10 jaar of langer vat. Ja, dit is 'n lang proses. Dit is nie 3,5 jaar wat hulle aan 'n woestyn gesit in Suid-Afrika nie. Daai vers wat mense wil aanhaal in Openbaring, wat verwys na die gelowiges rondom 70 na Christus wat Pella toe gevlug het vir 3,5 jaar om
nie dood te gaan in Jerusalem of in daai area nie, toe Rome daar aangeval het. Dis waaroor dit gaan. So dit al lank al vervul. Gog van Magog gaan die sterkste mag wees voor die laaste oorlog teen die kamp van die gelowiges aan die onderste deel van Afrika. Ek het video's hier oor mense wat vir julle wys, waar is die slag van Gog van Magog? Die Bybel sê vir ons waar dit is. Daar's baie verse wat wys waar dit gaan gebeur. Waar tydens Jahoua hierdie oormag van Rusland en ander nasies gaan vernietig met vuur. Ek het ook video's daaroor en hoe ek dink dit gaan gebeur, wat die vuur gaan blaas en so aan. Ek het baie inligting oor al die goed. So volgens wat gebeur in die wêreld, is die 71 jaar tydperk naaste aan wat oor is vir die kort seisoen van misleiding. Ek vermoed dat dit baie korter as dit sal wees, omdat die waarheid aangaande die tydlyn en Lucifer se planne uitgelek het en soos 'n veldbrand versprei. Ja, hierdie inligting mense, duisende mense, en ek kyk na baie ander kanale ook, en ek kan sien hoe duisende mense begin wakker skrik. Selfs predikers en leraars en mense van alle agtergronde begin wakker skrik en sien, maar die kerk het vir hulle gelieg. Ons wag nie vir 'n groot verdrukking nie. Ons is in die kortseisoen van misleiding. Ons kan sien dat die legkaart pas net in mekaar in die kortseisoen van misleiding. Dit pas nie in by 'n groot verdrukking nie. Dit verkort Satan se uitvoer van sy planne heelwat. Duisende mense begin besef dat die kerke het gelieg oor die tydlyn en dat die gebeure in Openbaring vervul het rondom 70 na Christus. Dis nie net wat die Bybel wys nie, maar dit is ook wat die historikuste vir ons sê, mense. Hierdie goed het al reeds gebeur, Openbaring het al reeds gebeur rondom 70 na Christus. Gaan kyk na die historikuste, soos Josephus veral. Maar daar is ook ander, daar is Tacitus. En ja, daar is 'n klomp. Gaan kyk my Openbaring reeks. Ek gee baie verwysings daar vir julle. Dat Yahushua se koms gebeur het ook rondom 70 na Christus, soos wat die Bybel duidelik bewys. Dat ons nie wag vir 'n groot verdrukking nie, maar eerder vir 'n oorlog en tweede Exodus na Suid-Afrika toe, waar gelowiges in wit tente gaan bly, soos selfs gesien deur Nicolaas van Rensburg. Dis waar ons is op die tydlyn, mense. Daardie visioene van Nicolaas van Rensburg gaan nou binnekort vervul. Dit gaan nie vervul oor 1000 jaar nie. Dit gaan nou vervul. My vermoede is volgens wat ek sien om my, dat ons het 30 tot 40 jaar oor, tot en met die voltooiing van die finale slag van Gog en Magog. Soos wat ek in 'n vorige video genoem het, ons is die laaste generasie. Hierdie mense is maar net nog 'n bewyswyse wat ek voorheen gesê het, is dat ons in die laaste generasie is, met die biologiese wapen wat hulle mense begin inspuit het in 2021, is 'n bewys dis die laaste generasie, omdat daar goed jou DNA verander en allerhande ander dinge doen, en mense verander in zombies en wat ook al. En dat Lucifer dit net mag toegedien het, soos Jahoua dit wou hê, volgens Jahoua se wil. Hy kon dit nie vroeër gegee het, hy kon dit nie 200 jaar terug die mense ingespuit het nie, want dit is nie die laaste generasie gewees toe nie. Vandag, nou is die laaste generasie, so Lucifer kon daardie biologiese wapen wat hy en sy gevalle engele opgedis het, die mense inspuit. Omdat ons is die laaste generasie. En hierdie wat ek nou vir julle hier deurgewerk het, wys weer eens ons is die laaste generasie. So mense, dis waar ons is op die tydlyn, en dit wat ek sê, so ek dink dis 30 tot 40 jaar. Ek dink 40 jaar is nog te veel. Ek dink dis actually 30 jaar. Op 'n tyd het ek gesê 20 tot 30 jaar, maar kom ons sê maar 30 jaar. Vir alles om te vervul, vir die tweede Exodus om te vervul, derde wêreldoorlog, waar Rusland en sy alliansies stoomroller oor al die wit Israel nasies wêreldwyd wat heeltemal verswak is, en hulle is nog steeds besig om meer en meer te verswak, want Rusland en China en al die Lucifer is besig om hierdie wit nasies te vloed met hierdie ander nasies wat die lande verswak. Ons kan maar sien hoe verswak hulle die lande. Hulle maak al hierdie wit nasies wat ryk was, arm. Wie in die voortou is met dit is natuurlik Suid-Afrika. Ons kan sien hoe sleg en hoe erg dit geraak het in Suid-Afrika. En dis die blueprint wat hulle gebruik wêreldwyd. So hulle is besig om al hierdie ander lande oral waar wit Israel nasie is, te vloed met hierdie ander nasies. En dit verarm die lande, en dit
onderdruk die wit mense nog meer en meer. En dan maak hulle on top of that nog meer en meer wette teen die wit mense, wêreldwyd. Net soos wat hulle in Suid-Afrika wette gemaak het teen die wit nasie. So dis waar ons verkeer op die tydlyn, mense, julle kan sien hoe die dinge besig is om te verval wat ek sê. Julle kan ons nou sien, dit is so. Dis waar ons is op die tydlyn, dis wat moet gebeur. Ons is aan die einde van die bestaan van hierdie wêreld. So, as nie veel dinge oor om te gebeur nie, soos die hoofdinge wat is die tweede Exodus en die slag van Gog en Magog, waar die kamp van die gelowiges opsingel, maar voor dit moet hy eers die nasies inpalm, want hy moet ons vir die nasies kan sê, soos Openbaring 20 sê, kom en ons gaan omsingel die kamp van die gelowiges. Vir Rusland om dit te kan sê, moet hy eers al hierdie nasies oorwin, en dit is in die pipeline, dit is nou die volgende ding wat gaan begin gebeur, en dan gaan hy en sy moslims en China en al daardie nasies wat hy nou ingepalm het, wat van die mense daarso wat gewillig gaan wees om saam te gaan die onderpunt van Afrika omsingel om aan te val daarso die finale oorlog wat sou plaasvind, maar Yahweh gaan 'n stokkie dan steek, hy gaan hulle verwoes homself. Hy gaan hulle met vuur verwoes. En dis wat ons van hoor van visioene van mense wat sien dat mense vat hulle eie lande weer terug. Dit gebeur na Gog en Magog vernietig is, gaan van hierdie wit nasies kan teruggaan na hulle lande toe en dit terugvat, want dan is die uit van Gog en Magog. Dan is Gog en Magog nie meer nie. Natuurlik gaan hulle bietjie soldate hier en daar en oor die wêreld hê, maar hulle gaan te swak wees om enigiets te kan doen, om te verhoed dat daardie lande teruggevat word. En dis waar dit inpas. Waar dit inpas van wat Duitsland die sterkste is, en Suid-Afrika aan sy regterhand sit, en al daardie stories van Nicolaas van Rensburg, dis waar dit inpas. Alvorens dit gaan Rusland bo sit, China aan sy regterhand, en hulle en al die ander nasies saam met hulle aan tafel. En dan na Yahweh sy ding gedoen het, waar hulle verbrand het met vuur, dan gaan dit Duitsland wees, aan die hoof van die tafel, met Suid-Afrika aan die regterhand. Ja, wonderlik. Maar dit is hoe dit daar inpas. Dis hoe die dinge presies inpas volgens die tydlyn. En dis hoekom dit lekker is om te weet waar ons is op die tydlyn. Dan weet jy wat om te verwag, waarna om te kyk. En jy kan sien duidelik hoe die dinge besig is om te verval. En jy kan sien in die media, in die movies, in die flieks, hoe hulle besig is om die wêreld voor te berei vir wat kom. En hulle sê al reeds in die flieks wat kom. Hulle wys jy in die flieks wat kom. Hierdie zombie goed is nie maar science fiction en nonsens nie. Daar is sulke goed wat gaan gebeur. Hierdie dinge van selfs die oorloë wat kom van die aliens kamstig met hulle vliegende pierings en sulke motherships en goed. Daar gaan sulke dinge ook wees en dit is nie vliegende pierings van ander planete af nie, want daar is nie so iets nie. Dis Yahushua se berg Sion waarop hy vlieg, wat sy verskyning gaan maak en die wêreld gaan geïndoktrineerd wees deur die flieks wat hulle gekyk het, en die series en al die nonsens wat hulle gekyk het, en NASA wat nonsens praat, en hulle gaan dink dit is alien ships van ander planete af. En dan gaan hulle saam met Lucifer se magte om daardie komstige mothership aan te val. Ja, dis alles in die pipeline, maar hierdie goed is besig om uit te kom, soos ek sê, en dit verkort hierdie tydperk waarin Lucifer sy dinge kan doen. Heel wat, mense. So vinnig as wat die mense besig is om wakker te skrik. Lucifer se tyd bly net verkort, dag na dag. So, dis hoekom ek sê, dit gaan nie eers 71 jaar wees nie. Dit gaan iets soos 30 jaar, selfs minder, 20 tot 30 jaar wees. So duidelik is ons die laaste generasie. Soos wat ons sien wat in die wêreld aangaan, is ons die laaste generasie. Aan die een kant is dit wonderlike nuus, aan die ander kant is dit nie sulke wonderlike nuus nie, want mens weet wat voor lê. Die slegste van die slegste moet nou kom en gebeur wêreldwyd. En dis hoekom jy kan nêrens jy vlug nie, soos 'n kat op 'n warm sinkplaat. Jy kan nie jou voete enige plek neersit nie. Jy kan nêrens vestig regtig meer in die wit Israel lande nie, want oral verhit die water, oral word dit warmer. Oral is daar issues, oral is daar bakleierery en geweld en waar Suid-Afrika maar een van die ergste is op die stadium. Binnekort gaan Yahweh daardie land omkeer en het heeltemal verander sodat die mense daarna toe kan vlug.
Dit moet verander. Suid-Afrika moet oorgevat word deur 'n goewerment wat oop deure gaan gee vir die wit Israel nasie om daarna toe te kan kom. Dit moet gebeur en Jehovah gaan 'n wonderwerk verrig wat dit laat gaan plaasvind, mense, dit kom. Dis om die deur. Hierdie tyd van die ANC en al hierdie nonsens is hulle die laaste doodsnikke waaraan hulle verkeer. En dan binnekort gaan daar 'n ommekeer wees in daardie land en Jehovah gaan dit gee vir die mense wat die land kan voorberei vir die tweede Exodus, gelowiges wat daarna toe kom. Want hulle moet mos kan oorleef daar. Wat help het hulle vlug daarna toe, maar hulle krepeer en gaan dood daar van honger en dors en alles. Dit gaan mos nou nie werk nie. So Jehovah gaan die infrastruktuur en alles verander daar en reg kry vir hierdie mense wat kom. En iemand daar gaan baie wit tente begin maak, want dit is so geprofeteer. So dis dalk 'n besigheid om in te gaan mense wit tente maak. 'n Tentmaker. Want daar gaan miljoene tente verkoop word in Suid-Afrika. Maar in elk geval, dis wat ek wel gesê het oor die tyd en dis baie interessant en dis lekker. Lekker om die goed so te kan insien en verstaan, omdat mense al hierdie studies gedoen het en jy kan sien, na al hierdie effort wat mense ingeset het, dat alles pas perfek in. Wonderlik, wonderlik. As wat ek nou nog dink het, daar is nog 'n groot verdrukking so, dan het jy nie ook 'n klou wat om jou aangaan nie. As jy soos 'n blinde wat tas, jy rondtas en jy gaan kyk wat sê die media, en die media sê dit, so dis die anti-kris, en al hierdie, al hierdie nonsens. Mense, jy kan ons nie so deur die lewe gaan, so dronk en blind nie. Soos mense wag al rond, die gelowiges wag al rond soos dronk mense en soos blind is, want hulle dink, hulle wag nog vir 'n groot verdrukking. En hulle volg die media die hele tyd om te kyk wat kom volgende. Plaas dat hulle gaan kyk wat sê die Bybel, wat kom volgende. Die Bybel sê vir jou wat gaan aan. Nie die media nie, die media lieg vir jou. Gaan kyk in die Bybel. Ek het in die Bybel gaan kyk en dis hoekom ek weet waar ons is op die tydlyn. Die Bybel sê vir jou die tweede koms het al lank al gebeur. Die Bybel sê vir jou, Joshua het vir hulle gesê, sy disippels gaan nog lewe, van hulle gaan lewe as hy terugkom. Caiaphas die hoëpriester gaan nog lewe as hy terugkom. Die Romeinse soldate wat hom vasgenaal het aan die paal, hulle gaan hom sien terugkom. Nou mense, wanneer kan dit dan gebeur? Vandag. Lewe Caiaphas vandag nog. Dit moes gebeur het in daardie disippels se generasie, net soos wat Joshua gesê het in Matteus 24 vers 34. Dis tyd dat die mense teruggaan na hulle Bybels toe en op 'n TV kyk, op 'n nuus kyk om te probeer opmaak al die nonsens wat hulle opmaak met hierdie groot verdrukking nonsens. Dis alles leuns. En Lucifer weet, mense kyk na die media. Hy weet hulle kyk die nuus. So hy sit sy goedjies daarin wat laat lyk, dit kan die groot verdrukking wees. Hulle gaan die derde tempel nou bou. Waar in die Bybel lees jy van 'n derde tempel? Matteus 24 en oral waar Joshua gepraat het van die destruction van die tempel, praat hy van die tweede tempel en die tweede Jerusalem. Jerusalem en die tweede tempel. Hy het nie gepraat van nog 'n tempel nie. Die disippels het geweet van wat se tempel hy praat. Die een wat al lank al verwoes is, 70 na Christus. En hy het gesê, tydens daai tyd gaan sy koms wees. Sy terugkoms gaan wees tydens daai tyd van die vernietiging van die tweede tempel. Dit het klaar gebeur, mense. En net daarna weet ons almal wat die Bybel sê, daar is 1000 jaar vrederyk. Na daardie vernietiging van die tempel. Na die vernietiging van Rome. Amazing. Amazing as jy gaan kyk wat sê die Bybel in plaas van wat sê die media en die nuus. En die koerante. Ja, miskien met mense maak soos Nicolaas van Rensburg en net hulle Bybels vat en net dit lees. Sit die TV's af. In elk geval, groete vir julle. Ons praat weer volgende keer. Ek moet nog Galasiërs seker klaar maak. Totsiens.